Het jy al ooit God se plan bevraagteken? Hallo julle, my naam is Therese Marie. Vir die van julle wat my nog nie ken nie, ek is 'n mamma van 3 hier uit Christiana in die Noordwes. Nou, ek het al baie in die bedryf waarin ek is, het ek al baie keer tot die Here gebid. Vra Here asseblief, ek soek net 'n uitweg. Die omstandighede is rof. Die finansies kom nie in soos wat dit moet nie. En dan sit naby die einde van die maand. Dinge moet betaal kom en ek is benoud. En dan stuur die Here tog 'n uitweg vir my. Maar dis nie altyd in die vorm wat ek gedink het. En partykeer wonder ek, Here, gaan hierdie werk, gaan dit nie vir my groter moeilikheid maak as wat ek tans in is nie. Of dit kom in 'n vorm van, nee Here, ek sal dit nie kan doen nie. Ek dink nie ek is tot dit in staat nie. Ek dink nie ek gaan regkom nie. En dit laat dink my aan daai meme van die ouetjie wat so in sy bootjie roei op die water, redelik diep in die water en sy bootjie lek. Dan kom water in sy boot in en hy bid, Here asseblief help my. En daar kom 'n ander persoon met sy bootjie verby geroei en hy vra hom, kan ek jou help? En hy sê, nee, ek het gebid, die Here sal vir my hulp stuur. En hoeveel keer doen ons nie dieselfde nie? Wat ons bid vir 'n uitweg, Here asseblief stuur iets vir ons pad, Here help ons asseblief. En hy stuur die uitweg, maar ons dink dit is, hierdie kan nie werk nie, of ek kan nie dit doen nie. Nou, hoe sterk is jou geloof regtig in die Here, as jy nie eers in jouself kan glo nie? Want die woord sê tog in Filippense 4 vers 13, sê daar dat ons tot alles in staat is, deur Jesus Christus wat ons die krag gee. Nou, as jy nie glo dat die Here jou die autoriteit gegee het, om leiding te vat, en om in beheer te wees van jou toekoms nie, hoeveel geloof het jy dan regtig in die Here? Spreuke 3 vers 5 sê tog, dat ons volkome op die Here moet vertrou, en dat ons nie op ons eie insigte moet staatmaak nie. Ek dink nou weer aan my eie omstandighede, waar ek gaan finansiëel deur 'n moeilike tyd. Dit is moeilik, die besigheid is stil, en ek bid tot die Here, asseblief Here, help my. Stuur vir my 'n uitweg, en hy het, so 2 maande terug, het daar hulp gekom, en ek het, as gevolg van trots, en ook omdat ek gedink het, ek kan dit nie doen nie, het ek gedink, nee, ek wil nie dit doen nie, ek soek 'n ander plan. En 'n ander plan het nie gekom nie. En 2 maande later, toe kom dit weer oor my pad. En ek het daaroor gebid, en toe dink ek, as ek nie op die Here kan vertrou nie, hoe gaan ek ooit voor kan kom? En ek vat toe 'n leap of faith, en ek het die hulp aanvaar wat vir my gebied is, en ek het vir my 'n Legacy Builder program gekoop, met die wete dat ek nie gemaklik is om video's se studie te maak nie. Ek het absoluut geen tech skills nie, ek weet niks van hierdie bedryf af nie, ek weet nie hoe om dit te doen nie, maar kom ons vat die leap of faith. Die Here sal dit nie oor my pad stuur, as hy nie wou gehad het, dat ek ten minste moet probeer nie. En ek het daai leap of faith gevat, en ek het probeer, en nie net sal dit in die toekoms vir my 'n finansiële boost gee nie, maar dit bou verseker aan my selfbeeld, en aan dit wat ek glo ek kan doen. Hier doen ek nou iets wat ek nooit gedink het ek sal doen nie, ek doen dit. So, om in die Here te vertrou, is nie net om agteroor te sit en te vertrou dat hy alles gaan doen nie. Jy moet in jouself vertrou, om te kan doen wat jy moet, om die Here se wil in werking te bring. Nou, die Here gaan nie vir almal dieselfde oplossing stuur nie, maar wat ek vandag met jou wil deel is, moenie dat jou lack of confidence in jouself jou terughou in die lewe nie. Jy kan vir almal wat wil hoor, vertel jy vertrou op die Here, maar dit beteken nie veel, as jy nie vertrou dat jy dit kan doen, waarvoor hy jou geroep het nie. Nou ja, dit is my stukkie wat ek met julle wil deel vandag.
Ek hoop julle het 'n fantastiese dag verder.